Ek wil julle vanmôre saamvat op hierdie tog. Ons praat die afgelope ruk oor satelliete en oor boodskappe en oor die verskriklike tegnologie wat ons besit. Om sommer hier te staan en dan praat jy met iemand in Australië. Julle sit die hele wêreld vol en julle hoor my vanmôre. En hierdie tegnologie is eintlik God se tegnologie. Hy's net duisende jare vir ons vooruit. Hy deponeer maar sommer 'n boodskap direk in 'n mens se hart. In jou drome, in die natuur, met 'n brandende bos vir Moses. En dit is vir my belangrik dat julle op hierdie pad saam met my kom, want dis hoe God kommunikeer in ons tyd. Op hierdie unieke manier. En hier 'n man nou by my verbygejaag met 'n spoed op pad werk toe. En God is ook besig om met hom te kommunikeer. En so praat hy. Daar's so 'n pragtige lied wat nou nuut uitgekom het. Talking to Jesus. Ons moet net met hom begin praat. Ja, maar hoe praat ek met hom? Waar is hy? Eenvoudig, broers en susters. Hy's oral. Hy hoor elke woord wat jy praat. Hy weet elke ding wat jy dink. Psalm 139. Ja, ek kan dit nie begryp nie, maar u weet waarheen ek op pad is. U weet wat ek dink, u weet hoe ek voel. En hier kom die Here nou vanmôre weer sommer daar in jou huis, op jou selfoon. Maar hy wil meer as dit hê. Hy wil deur jou selfoon sommer doef binne in jou hart inkom. En met jou kom praat. Openbaring 2, die volgende boodskap, direk uit die Vader se hand. Grandma used to pray out loud by your bed every night. To me it sounded like mumbling, like she was out of her mind. She said, boy, this kind of praying is what saved my life. You ought to try it sometime. And now I know she was right. She was talking to Jesus. She was talking to Jesus. And she'd been talking to Jesus for all of her life. Hier agter my is daar 'n satellietstasie wat sommer reguit na die hemel kyk. En weet julle, hierdie volgende boodskap van God is so relevant vir die tyd waarin ons leef. Want dit gaan hier oor mense wat swaar kry. En ek ken nie iemand in hierdie land wat nie swaar kry nie. 'n de mekaar land. 'n land waarin chaos eintlik op hierdie stadium heers. Mense wat hulle werke verloor. Mense wat as gevolg van hulle ras geoordeel word en uitgeskuif word. Onderdruk. Angstig. Onveilig in die nag. Ons moet onsself toesluit. Ons moet kettinge om ons deure sit. Kinders kan nie meer op straat speel nie. Dis nie eens meer veilig om met jou kar te ry na jou werk toe nie. Verskriklike plek waarin ons bly. Mense wat immigreer en oor see bly sê as hulle terugkom, kan hulle nie besef die spanning van die plek waar ons bly nie. En ons het so half al gewoond geraak daaraan. Maar daar's nie 'n huis, daar's nie 'n mens, daar's nie 'n kind wat angstig is. En met angs in die nag gaan slaap, en met bang in die môre wakker word nie. En dan kom stuur die Here hierdie voice note deur Johannes
Eintlik 2000 jaar terug, maar vir jou, my mensekind. Liewe handelinge, daar waar julle in julle huise sit, daar waar julle vanmôre luister, en saam hande vat, en kerk wees, hierdie woorde. So sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. So amper asof die Here wil kom sê, ek is in beheer. Ek is eerste en ek is laaste, ek was dood en ek is lewendig. Luister na my, ek het die antwoord. Ek gaan nie die antwoord op 'n ander plek kry nie. Ek het dit. Ek deponeer dit vanmôre in jou hart. Wil dit direk in jou hart kom gooi. In jou omstandighede, in jou swaar kry, in jou sukkel, in die drukplek waar jy op hierdie stadium is. Ek ken julle verdrukking, ek ken jou verdrukking. En jou armoede. Daar's mense wat sukkel. So terloops, baie dankie vir elkeen van julle wat bydrae stuur sodat ons kos op mense se tafels kan sit. Sleg as 'n pa in die aand in sy huis sit en hy kan nie vir sy kinders kos gee nie. Armoede. Here, help ons te draai hierdie armoede in ons land. Verander ons leiers, Here. Ons is onder druk, Here. En hier kom die Here en hy sê, ek sien dit raak. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle alles weet. En is ons nie al so moeg vir leiers en mense wat met oplossings vorendag kom, wat eintlik hulle eie agenda volg, eintlik onwaar is, huigelaars, vals, vir ons kom sê wat hulle alles wil regmaak en hulle wil ons help en dan op die ou end dan verdwyn alles in daai bodemlose put in nie. Ons is gewoond daaraan, liewe boeties en sissies. Ag, en dit help ook nie ons praat dit weg nie. Dit is so. Die leiers van ons land op hierdie stadium is soos hyenas. Hulle alles hê en hulle dink net aan hulle self. En hulle kom hier en die Here sê ja, hulle maak asof hulle Jode is. Hulle maak asof hulle deel van ons is, maar eintlik is hulle nie. Hulle het hulle eie agenda. Rykdom. Vat. Ek sal uit 'n arm man se mond uit sy kos vat sodat ek het wat ek het. Die Here verstaan dit en hierdie brief is eintlik vir ons geskrywe. Hoe wonderlik is dit nie net dat God se boodskappe tydloos is nie. En dan sê hy, moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. En 10 dae is nie fisies 10 dae nie, dis 'n perfekte tyd. Dis in God se hande. Met ander woorde, eintlik wat hy vir jou wil kom sê is, die swaar kry is aan my hand. En as ek voel dis genoeg, dan gaan ek ingryp. En hy sê hy gaan ingryp. Lank genoeg nou. Hy het genoeg gehad hiervan. Hy wil ingryp. Hy wil in jou lewe ingryp. Hy wil in jou plek ingryp. Ons moet net terugkom na hom toe. Is tyd dat ek en jy hoor as God direk vanmôre in ons huise inpraat. I want you back. Die tyd is verby. My tydperk het verbygegaan. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Moeilik party dae. Vir van julle wat vanmôre luister, is dit 1000 keer moeiliker as vir ek wat praat. Partykeer het mense sulke goedkoop antwoorde. God verstaan. Laat hom toe om op 'n bo-natuurlike manier deur jou selfoon met 'n WhatsApp van 2000 jaar gelede direk in jou hart in te kom. Jy kom sê, my liewe kind,
Ek weet waar jy is. Ek weet van die pyn. Ek weet van die swaar kry. Maar bly getrou. Bly getrou. Want ek is die eerste en die laaste. Die een wat gesterf het en wat lewendig is. En ek wil aan jou hart vanmôre kom raak. Ontvang hierdie gebed. Maak oop jou hart, my kind, sodat ek vir jou kan wys, sodat ek jou getrouheid kan kom seën, sodat jy nader na my toe sal kom en sal weet, ek is die Alfa en die Omega, begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom. Amen. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost,